Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. Dankie Vader, ons loof en prys U naam. Dankie Here dat U elke traan opdroog. Vader, een saadjie in die grond wat dood gegaan het, en kyk hoeveel het opgekom. Ons sê vir U dankie vir hierdie familie. En hierdie ander families wat hier is. Vader, ons eer U naam. Dankie Here. Is nie maklik. Maar dankie Vader, dat U ons hand vashou en U loop saam met ons elke tree. Elke tree. En U leer ons om op water te loop. Vader, ek eer U naam. Amen en amen. Ek en my vrou kry so ruk terug 'n woord. Alles het in vervulling gekom en wat my bang maak altyd van die einde van die woord is, julle gaan op 'n avontuur saam met die Here. Kyk, daai is nie maklik nie. Die Here se avonture lyk anders as wat ons dink. Dis nie in 'n oerwoud stap in die Kaap met 'n panga die pad loop nie. Dis ander avonture. Hy challenge jou op alles, op jou finansies, op jou gesondheid. Dis nie die Here wat dit bring nie, maar jy word gechallenge. Jy word gechallenge en dan staan jy vas. En een keer het ou mooi gesê, wanneer laas het jy Jesus vertrou vir iets? Nee? Jesus te vertrou dat einde van die maand daar nog geld sal wees vir kos. Nee? En Jesus te vertrou met alles. En ek meen, julle moet net dophou, elke Sondag wanneer Baren kom worship hiervoor, is 'n miracle. Is 'n miracle dat hy voorstaan. Ons sê vir die Here dankie vir elke wonderwerk. Tinus, ek sal voort, ek weet nie hoe ver gaan ons kom hierso nie. Ons gaan vandag nog saam nagmaal gebruik en dit is 'n voorreg om eenmal 'n maand net saam met ons kan eintlik elke Sondag nagmaal gebruik om net vir die Here dankie te sê. En dan het ons nou natuurlik ons genesingsaand gehou en weet dat die nagmaal is eintlik die meal, die verbondsmaal is 'n gesondheidsmaal. Elke keer wanneer ek en jy daai brood breek, weet ons deur sy wonde is daar vir ons genesing. En ek wil jou challenge vandag, wanneer ons op die einde saam hierdie nagmaal gebruik, dat weet, sy wonde het vir jou genees, it's the meal that heals, sê party ouens. So weet, hy maak jou gesond, en sy bloed was jou skoon, dankie tog, tot ons doodgaan. En as ek nou vandag Hebreërs doen, ek het hierdie een skrif gebruik, Hebreërs 4 vers 14, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Monica, laat ons daai belydenis vashou al. Want ons het 'n groot hoëpriester. En dit is vir my 'n mooi skrif daar. Ek gaan 'n bietjie met hom ook ingaan vandag, maar ek gaan die volgende paar weke, wanneer ek kom woord gee, noem ek dit nou sommer maar net die hoogtepunte uit Hebreërs. En ek wil graag hê jy moet na Hebreërs kyk, die boek Hebreërs, en dit bietjie met 'n ander oog sien. Want as jy Hebreërs nie reg verstaan nie, kan jy dink, wow, as ek nou weer gesondig het, is daar nou geen hoop meer vir my nie. Hoor jy, ons moet dit ook net in die regte konteks lees. En daar gaan ons vandag bietjie daarop ingaan, ek wil net bietjie wys, dat Hebreërs is eintlik 'n baie goeie boek. Hy tik so bietjie oor die vingers vir die manne wat dink jy kan nog deur 'n priester na God toe gaan. Dis nie goed nie, want hierso sê hy, daar's net een hoëpriester. Daar's nie ander priesters wat hulle kraal onderste bo dra nie, wat jy moet deurgaan nie. Jy kan nie, jy mag nie. Daar raas hy bietjie. En ek en jy wat uit verskillende agtergronde aankom en dink engele en hierdie engel beskerm my en al daai tipe goed. Kom ek sê vandag vir jou, nee, die Here Jesus Christus beskerm jou. Almal het mos angels, ek het my angel, jy weet my angel. Hierdie Hebreërs hoofstuk 1 skiet dit sommer gou vir jou die water uit. Jy het 'n getroue een. Daar's een middelaar tussen jou en God en sy naam is Jesus Christus. Een. En as jy gaan weet wie Jesus vir jou is, het jy net Jesus nodig. Is dit nie awesome nie? Jy het niks anders nodig nie. Jesus wil elkeen vir my en vir jou op die plek kry, wat jy net aan hom vashou. Niks anders nie. Nie jou kruis wat jy vashou om jou nek en vashou, of beads, wat die ouens beads, nou sê ons nou ding, nou God, al daai goed moet weg. Al daai goed moet weg. Jy weet, ek het hierso hierdie lucky charm wat hier in my huis hang, of wat ook al, dit moet weg. Daar's net een wat jou kan help. En hierdie ander goed, daar buite wat daar is, in die geestesriem, hulle luister net vir een ding. En dis die naam van Jesus. Uit die lippe van iemand wat dit glo, hoor.
Hulle kan gou genoeg sien as jy dit nie glo nie. Ja, ek glo maar, ek het nog so ietsie hierso op die kant wat ek hou, jy weet, wat my net so extra lak bring. Daar's niks nie, net Jesus, kan jy dit glo, net Jesus. Net Jesus, daar's net een priester, en dis waar die boek Hebreërs gaan. En as ons in konteks gaan lees, is dit skryf hy aan wie? Vandag aan my en jou, maar daai tyd geskryf aan die Jode. Hulle het ander hoëpriesters gehad. Gaan lees in Levitikus. Die Lewiete was die hoëpriesters. En dis hoekom ek baie teoloë reken, Hebreërs is naamloos geskryf, want as jy jou naam daarby skryf, gooi jy dood met klippe. In daai tyd. Hoe durf hy sulke goed sê? Daar kan nie 'n priester volgens die orde van Melchisedek. Daar is net een priesterorde, dis die priesterorde volgens die Lewiete. En dit wil ek graag hê julle met julle Bybels bring, dat julle self in julle Bybels kan lees. Want ons moet ons Bybels ken, dan gaan ons weet waar dit gaan. Maar nou is dit goed dat God vir jou 'n teksvers gee, Hebreërs 11 vers 1, wat oor geloof gaan, dis goed. Maar as jy dit nou in die regte verband verstaan, gaan jy baie meer geloof hê, glo my. Baie meer, as jy agterkom wat dit Jesus vir jou gedoen. Baie meer. So ek gaan dit nou nie te complicated maak nie, maar dit is nie complicated, dit is eintlik baie maklik. So, Hebreërs 4 vers 14 gaan ek nou net vir jou die hele een lees, en daar is nou so 'n mooi prentjie, en is nou so liggie, so dit is nie eens mooi kan sien nie, maar ek sal op die Siloam groep, sal ek dan nou die PDF uitstuur, en ek moet nou mooi dophou, want Dylan het my nou mooi gewaarsku, ek mag nie uit 'n sekere, Dylan tot waar? Stop! Ok, daar is hy. Dis nou vir my taf hierdie hoor. By die wet het die ouens altyd gekla, as oom JC preek, daai kamera gaan dit so hoor. Ek kan nie stil staan nie. Imagine jy moet nou daar bo stil staan, ek sê dit kan doen nie. Imagine that. Kan dit doen nie. Sorry. Hebreërs 4 vers 14, lees saam met my. Weet jy wat gaan ek doen? Ek gaan 'n teksvers lees en lees julle vers 15. Dan wil ek julle hoor. Kan ons dit doen? Kan ons 'n bietjie Bybel lees in hierdie kerk? Okay. En die wat Engels is, weet julle lippe gaan bars, maar as jy maar soos ek as ek Engels lees, dan boksalf van smeer. Okay, good. Hoor wat sê vers 14, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester, wie is dit? Jesus, het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou, en dan julle? Maar sonder sonde, ons het een hoëpriester, hy kan medelee hê met al jou foute, maar hy het nie sonde nie. Ek is alleen. Ek het niemand by my nie, hy was ook alleen. Hy was alleen in die put. Gaan lees Psalm 88, hy was alleen. Hy weet dit hoe voel het om. Hy het alleen in die kruis gehang, tot sy pa het weggekyk. Hy verstaan dit. Hy verstaan alles met jou. Depressie, hy verstaan dit. Hy verstaan swaarmoedigheid. Hy verstaan pyn. Ek dink hy het pyn gehad, dink jy nie hy het pyn gehad nie. Hy het pyn gehad. Ergste pyn. Maar weet jy wat was sy ergste pyn? Verwerping. Hy het al die verwerping wat 'n mens ooit kon experience, het hy ge-experience. Vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Laai wat, moenie daai ou Afrikaanse woord, hy sê dan in Engels by, with boldness. Jy moet boldness hê. Jy moet oor jouself kom en sê, maar ek is nie goed genoeg nie. Hierdie skrif het my gekry dat ek met boldness na hom toe kan gaan. Maak nie saak wat ek aangejaag het nie. Maak nie saak wat ek aangejaag het, soos 'n kind. Maak nie saak wat daai kind, hy het nou net 2 extra piesangs geëet, wat hy nie mag geëet het daar in die Spens nie. En dit is uitgevang. Hy hardloop nog steeds aan sy pa en ma toe. Want is sy pa en ma. En dis wat God, nee, dit is taffe mense hoor. En jy dink is vir ons erg. Daar is denominasies, daar's tipe kerke, nee, wat nooit by Jesus uitkom nie. Hulle moet in 'n boksie gaan sit, laanse priester, om deur die priester te praat om by God uit te kom. Vandag, 2000 jaar na die kruis, kan jy dit glo? Kan jy dit oorvertel? Daar's mense wat in watter kerk ook gaan sit, wat nie direk met God kan praat nie. Hulle voel is nie goed genoeg nie. Die bloed het jou goed genoeg gemaak. Nie jy nie. Die bloed het.
En dis 'n penny wat moet drop, hoor. Al het ek daai tyd weer gebore geraak, ek het myself laat groot doop, ek het nooit goed genoeg gevoel nie. Ek het nie goed genoeg gevoel nie. Maar die bloed maak jou goed genoeg. 'n getroue hoëpriester, daai is vir my 'n mooi skrif, hoor. Laat ons dan met boldness, vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid, kan kry, en genade vind op die regte tyd gehelp te kan word. Genade. Dis iets wat baie kort kom in die wêreld, is genade. Bietjie grace op mekaar hê. Jy weet, veral in die kerk, nie grace op mekaar kan hê. Hierdie ene arm, kyk, jy kan 'n sondaar wees van buitekant af, en jy kan in die kerk inkom, en almal sal vir jou bid, dat jy begin bless word. Nee, en jy is nou so 2-3 maande in die kerk, of 'n jaar of 5, en dan maak jy 'n fout, en dan is daar nie baie grace nie. Mag ek grace hê op mense, mag jy grace hê op mense, want God het op my en jou grace, met al jou issues. Ons het baie issues, hoor, en God het grace op ons. Maak ons ook hoe lank jy al met die Here pad stap nie. Ek het die storie het nou dag gebruik het op die podcast, wat ek gesê het, wat ek vir my vrou, net so voor die wegraping toe nou sou gebeur het, 22 September, het ek nou bome, baie dierbetaling, klomp bome en goed bestel en alles, en ek plan het, na kort toe nou nog so 'n paar standaard plantjies, wat in 3 potte, wat ek vir my vrou gekoop het, wou insit, en toe ek het nou doen, is dit nou heeltemal skeef, en ek word toe nou uitgetrap. Kan jy het glo, jy doen dit, in die moeite wat jy doen, al die moeite wat jy doen, en sy trap my uit, want die goedjies staan toe nou so, ek het nou nie eens agtergekom, ek het so gebuig om hy 3 groot goed in daai potte in te kry, dat ek nie eens die laaste ding wat ek nou worry oor is, of het regop is, maar sy wip haarself, en sy die goed is skeef, tog ek sal jy nou, so min die moeite sien, wat ek hier doen, en ek wip myself, en ek gaan sommer stort, en hier sê Here vir my, jy is met jouself gewip, Jenne, ons almal het issuekies, ons almal wip ons self op, man, nee, en die Here sê, weet jy wat, nee, kom het oor jouself, en is lekker dat ek na die Here toe kan gaan, en hy het my nog steeds lief, al wip ek myself, nee, hy baie keer het vir my gesê, net as ek so meer stap, het jy nou oor jou tantrum gekom, kan ek nou weer met jou praat? Jy moet so verhouding met God hê. Want in die lewe het ons mos sulke verhoudings met mekaar, is dit nie? Dis real. So real moet dit met God wees. Moet my nie wakker maak, dit werk vir my, want ek het so verhouding met God. Is real. En hy help my om oor myself te kom. Elke dag moet ek my kruis opneem. Want ek het 'n getroue priester. Die boek Hebreërs moet vir jou so mooi wees. Dit moet vir jou 'n brief wees wat jy kan sien. Yes, man. Die boek Hebreërs gaan oor Jesus. Dit wys vir jou wie hy is. En dit wys vir jou ook wie hy nie is nie. So, kom ons kyk. Ek het hierdie ding altyd op en jy moet nou maar genoo wees hiermee en kyk hier nou. Leer dit vir jouself en ek wil graag hê in hierdie gemeente en almal wat hier nou toe kom op Woensdae aande, Vrydag, leer ons Bybel. Nee, want Bybel is belangrik. Ons moet die Bybel ken. En ek wil jou leer en vir jou wys dat jy die Bybel kan ken. Jy kan. Jy mag dit maar ken, hoor. God wil graag hê jy moet dit ken want dis sy woord. Hy wil met jou praat deur die woord. Dis die veiligste manier wat God praat, hoor. Veiligste manier. Ek het al baie keer mense gehoor, ja, maar die Here het my gewys. Ja, die Here het jou dalk gewys, maar hy het my nie gewys. Dit staan nie in die Bybel nie. Die Here sal vir jou niks wys wat nie in die Bybel staan nie. As dit in teenstelling is, daar's my so goeie in wat Andrew Womack altyd vertel wat Kenneth Copeland is mos nou ou in Amerika en daar's toe nou 'n bekende vrou wat bedien en die Here wys vir haar dat sy gaan met Kenneth Copeland trou. Die probleem was net, hy was toen al 30 jaar getroud. Sy het tot 'n trourok vir haar gekoop, want die Here het vir haar gewys. Nou kom ek sê vir jou, die Here sal nie vir jou wys dat jy met 'n getroude man moet trou nie. Dis mos nou teen die woord, is dit teen die woord? Dis teen die woord. So ek weet nie wie het haar gewys nie, maar dit was nie die Here nie. Ek het baie mense, ja, daar's 'n stemmetjie wat vir my sê, pas op vir daai stemmetjie.
Maak seker daai stemmetjie is onderwerp aan die woord van God. Dis goed om stemmetjies te hoor. Maar maak net seker, daai stemmetjie kom van die Here af. Asseblief. Nadat ek al jare saam met die Here stap, luister na die woord van God. En as ek die woord ken en die woord begin verstaan, en almal ken ten dele nie, almal ken alles nie, dan begin ek duideliker God se woord hoor as mense ook praat. Dan kan ek hoor, dis hoe ons met die woord ken. Alright, en ek wil graag julle met dit ken. Mag ek nooit voor die Here staan en hy sê vir my, hoorie, so jy het nie die mense die woord geleer nie, jy het vir hulle dagstukkies gegee, elke dag, so ou korreltjie. Yes, my naam gister mooi gepreek, yes, en waar het hy gepreek? Kan nie onthou nie, maar het was nice. Nee, jy moet weet, as ons nou klaar is, hier so einde van jaar het jy Hebreërs ten minste al weggespring. As ek hierdie Hebreërs bestudeer, ek het nou, toe ek nou bietjie by die see was, Hebreërs gelees. En ek kom al die jare agter, hoor hierso. Weet jy, die eerste keer toe ek Hebreërs die eerste keer hoor, soos ek hom moes hoor, toe dog ek, blasphemy. Ek en my vrou het nog aangebied by ons huiskerk daai tyd, daar op die plaas, 2010. En ons sit nou Andrew Womack se Hebrews highlights op. Die eerste keer toe ek het hoor, dog ek, wat is hierdie? En toe kom ek agter, maar wie is Jesus? Alright. So, ons moet eerstens ons Bybels teologies ken, in konteks, ons moet dit so ken. Tweedens moet ons weet, dis 'n historiese boek ook. Daar was regtig 'n tempel, wat omtrent 2000 jaar terug afgebreek was. En raai wat, soos ons Hebreërs gaan hê, moet ek vir jou sê, daai tempel moes afgebreek word. Want die Jode het staat gemaak op hulle tempel, en hoofpriester se offer, en God sê, weg met dit, ek is nou die offer. Julle hoef nie meer eenmal 'n jaar in te gaan daar en bloed te gaan gooi op al die goed nie. Ek is nou die bloed gewees. God het daai tempel afgebreek, uit die Romeine gebruik, hoor. So 'n mooi gebou sê hulle vir my, sê hoorie, kom maar ek sê vir daar's van die een klip op die ander staan as ek klaar is met hierdie plek. En nou het hulle 'n muur, en nou gaan bid hulle nog steeds, as hulle net 'n klip kan kry, die mens, kom ons bid net by die klip. Ons sal eerder teen 'n klip bid, voor ons glo Jesus was die Messias. Dis hartseer, né? Nou moet jy weet hoekom die 7 jaar verdrukking kon gebeur, want God wil daai houdingkie uitsorteer. As jy nou ons gaan luister, en ons praat baie oor Openbaring, gaan die meeste van Openbaring 4 tot met die 19, gaan oor God wat die Jode uitsorteer, dat hulle ophou teen klippe bid. Want hulle het Josef verkoop vir die Egiptenare. Jesus is 'n tipe. Alright, so ons moet weet, dis 'n teologiese boek in konteks, histories in konteks, en as dit ook 'n persoonlike boek. En dan is dit ook 'n geestelike boek, is baie belangrik. Nou baie mense van die Bybel, dis net teologies en histories. Daar's geen liefde nie. Iemand sal by hom kom, by die ou priester kom, of by wie ook al kom, en sê, die Here het my nou gewys daar in Hebreërs 4 vers 14, dat ek, yes, dit is my so lekker. Ja, maar onthou net in konteks. Geen liefde nie. Geen liefde nie. Ek praat van ondervinding, dit sal vir my gesê. Ja, maar onthou net. Ek kom net van oom Agnes af op die plaas, en ek het hierdie mooi skrif gehoor dat oom Agnes gebruik het, oom Angus, en ek wil dit net deel met almal daar in die amper sê ek pastorie in die konsistorie, en toe ek het nou sê, ja, maar onthou net, in konteks was daar nie dit. Ek het toe nog niks van konteks geweet nie. Maar ek geweet, lieve Jesus is lief vir my. En daai ou blaas my. Hy blaas my uit. Dit moet ook geestelik wees, want die Bybel sê hierdie letters is dood, maar die Gees maak dit lewendig. So jy kan hoeveel grade agter jou naam hê, jy kan hoe teologies korrek wees, jy kan hoe histories perfek wees, maar as jy nie die Gees van God het, het jy niks. Dan is jy maar net 'n ou klinkende simbaal, kang, kang, kang. En almal gaan sê, "Jy's maar daai ou is slim." Paulus sê reeds, mense moet nie sê ek slim nie. Hy sê in 1 Korintiërs 2 sê ek het nie met oorredende woorde van menslike wysheid gekom nie. Om sodoende die woord van God te verydel nie. Mense moet nie hoor hoe slim is ek nie. Mense moet hoor hoe goed is God. Dis wat mense moet hoor.
Want as jy weet hoe groot God is, wil jy nie in sy pad staan nie. Jy wil nie in sy pad staan nie. Want hy is die grote God, aan hom al die eer. Sê daai liedjie, onthou julle? Grote God, aan u al die eer. Dit is my so lekker as ek by senatus gaan bedien, dan kan ek weer daai ou liedjies ook sing, nie? Dit is my lekker, ek ken hulle. Dit is my lekker, ek is genooi Vrydag om daar te gaan preek, en dan kry ek 'n lekker ete, dit is lekker, en ek is die mense se dominee, dit is my lekker. Ons moet dit geestelik, persoonlik, histories, en nou is daar ongelukkig in die charismatiese wêreld, is mense wat dit net persoonlik en alles vergeestelik. Dan vra die mense daar buite, maar hoekom glo jy in Jesus? Wat is jou, ek weet nie maar, jy moet kan sê. Of, jy probeer iets verdedig, en jy sê, nee maar onthou net, JC het die Here het vir JC gewys. Nee, die mense wil nie hoor wat die Here wil, wat is vir jou? Ja, maar die Here het vir JC gewys, dat dit die wegraping so gaan wees, en dis, nee, ons wil nie hoor wat JC gesê het nie, geef vir my skrif. Jy moet die skrif ken. Ons moet, dis ons verantwoordelikheid. God gaan vir elkeen van ons vra, wat het jy met my woord gedoen? Ek het vir my woord gees verniet. Ek het nader aan nuwe vertalings ingebring, dit is so afgewater, kan ek maar sê, dat enige ou kan dit verstaan. Enige iemand. Is dit nie awesome nie? Ek en jy die verantwoordelikheid as weergebore Christene, om ons woord te ken. Maar ons moet nie so slim raak, dat ons nie daarby kan uitkom, dat God by ons kan uitkom, en vir ons iets persoonliks ook kan gee nie. Ja, maak nie saak hoe teologies en histories jy reg is nie. Jou bril kan al so dik wees van al die geletterdheid. Jou potlood so skerp. Maar God kan nie by jou uitkom nie. Hy kan nie by jou uitkom nie. Dan sal hy 'n klein dogtertjie vat. Dis so by jou kom staan. Jy sê, oh, die Jesus sê vir my, ek moet vir oom sê, die Here is my herder. Nou jou net uit daai geleerdheid uit te ruk. Jy moet God kan hoor, hy praat op enige manier. Is dit nie mooi nie? Is mooi. So, daai 4 moet ons saamvat. Ok. Ek sê dit net, voor ons hier ingaan. Jesus is meer en groter, daai M, dis die Latyns. Kan die bed self bietjie asseblief. Dis nou 4 uur vir oggendstories. Ek het wou gesê, ex domino, wat, het ek net vertaal. Nee, ek spot, dis 'n spelfout, ok, sorry. Hebreërs 1 vers 1, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gepraat het, tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Net daaroor kan ons die hele oggend gesels. Wie die wêreld gemaak? Jesus, die Gees van God, God self, selfde God. God het 'n mens geword. En God het op 'n plat manier kom praat met die mense. Hy het daar gesien en hy sien die ouens begin na die water toe kyk. Dan sê hy, weet maar, jy weet saad. Boys, luister gou, saad. Vang hy weer hulle aandag. Meel. Dan hoor die vrouens weer. Kom God en hy praat met ouens 2000 jaar terug op hulle vlak. Is dit nie awesome nie? En toe die 2000 jaar nou verby is, het ons daai eenvoudige skrif, daai eenvoudige woord, daai meel, die saad en al daai goed gevat, dit so teologies gemaak dat 'n gewone ou nie kan verstaan. Hy praat net eintlik oor meel nie. Meel. As jy te veel suurdeeg, onthou jy al daai stories? Dis eenvoudige stories. Hy het gesê 'n saaier vat saad en hy gooi dit. En van die saadjies het geval op klipprige grond. Party het geval in goeie grond. Hy sê, ja, maar dis eintlik baie eenvoudig. Baie eenvoudig. En vandag is dit nog eenvoudig. Vandag sê hy vir jou, saad is die woord van God. En jy moet jou hart voorberei, sodat jy die saad kan ontvang, en dan die saad wat in jou hart val, moet groei. Of
Hier stap hy uit. Waar het hy gepreek? Kan jy onthou nie? Voeltjies het klaar kon wegpik. Baie eenvoudige storie. Baie eenvoudig, maar tog so moeilik. Hy het met soveel diepte in eenvoudige goed ingepraat. In die ou tyd sê het hy deur die profete gepraat, deur Jesaja, deur Jeremia, deur almal. Amos, Obadja, Sefania, Sagaria, wat julle het dit gelees? Die mooiste profetiese boeke. Dis lekker om dit te lees, vra vir God te help. En dis hoekom die Here iemand soos Tinus hulle gebruik het, wat 'n getuienis op sy eie is. So, watter boek moet ek eers lees, Here? Somme Openbaring. Maar as jy Openbaring verstaan, dan moet jy omtrent deur die hele Ou Testament gaan. Ek sê altyd vir mense, soos Vrydag het gesê met die vrouens, die probleem is met ons Openbaring is, ons ken nie ons Ou Testament. En as jy Ou Testament ken, dan weet jy hoekom het hy voete van blink koper. Maar as jy nog nooit gelees het van die koperslang wat deur Moses opgerig is, nie, dan gaan jy nooit weet wat dit beteken nie. Iewers moes jy het gelees het. Ja, maar ek onthou my sonnaskooljuffrou, dankie tog vir die sonnaskooljuffrouens. Jy het dan van Jona en die vissies gelees. Onthou jy dit daarom? Ons woord is vir ons baie belangrik. Jesus praat met ons. Hy het die wêreld gemaak. Hebreërs 1 vers 3, hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid, die afskynsel, hy is, wat is 'n mooi woord, amper 'n blou druk van Jesus, van God. Hy is God, hy is die afskynsel van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Hierdie woord is krag, ons gaan in Hebreërs kyk daarna. Dis krag hierdie, dis al krag. En nou probeer die wêreld hierdie krag wegvat. Want hierdie tweede hemel, hierdie geestelike realm weet, hierdie is krag. Net hierdie. Die ander goed kom en gaan. Maar hierdie is die krag van God, wat hy vir ons gebring het. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, hoe? Aan die kruis. Hy het opgegaan, hy sê van Maria, moet nou nie aan my vat nie, nadat hy opgestaan het, ek moet eers voor my Vader verskyn. En hy gaan op hemel toe, en sy bloed, ons gaan lees ook, hierdie tempel en tabernakel wat op aarde gemaak was mensgoed. Dis deur die mense gemaak. Hy moes met sy bloed opgaan, en waar hoofpriester eenmal 'n jaar die bloed op al die goed gegooi het hy ingegaan voor God verskyn as ons wyfoffer, as die eersteling gerf, en hy het vir God kom sê, ek kom maak alles reinig. In die hemelse tempel, wat gaan afdaal aarde toe, hoor ek eendag na Openbaring. Hoe awesome gaan dit wees? Dankie tog, ons kry nie die verbondsark nie. Anders almal hom aanbid. Ek hoor nou die storie, die verbondsark, ou Dawid wil dit gaan haal, en hy gebruik nie die regte manier om dit te gaan haal nie, en sy klomp ouens bring die verbondsark, wat die Filistyne, dink ek, gesteel het. Die Filistyne sê, vat net die ding weg, want al hulle gode val om na die ding, van die ding af. Hulle het hom gesteel in Hof nie, en Pinjas is dood, en wat is ou Samuel se aardse priesterpa, hy het van sy stoel afgeval en sy nek gebreek. Eli, hy val af. Dit is so lekker as mense die Bybel ken, en saam my is hy so. Nee, en hierso staan hy daar by die Filistyne, en hier val ou Dagon om, en sy kop breek en alles, sê, kom haal net die ding. En hulle gaan haal hom, maar hy stuur nie die priesters nie. Toe hulle die verbondsark gaan haal, toe wil hy afval, en nou Uza probeer keer, en hy slat net daar dood neer. Soos daai Duitse SS-ou en Riders of the Lost Ark, toe hy ook in die ark vat, brand hy gone. Gaan kyk bietjie. Maar dit kan nie gebeur nie. Want as die ark vandag gekry word, kan hy hierso staan nie gaan hom kan vat. Want Jesus het klaar alles gedoen. Maar in die Ou Testament kon niemand in die ark vat nie. Hy het in die allerheiligste gestaan, en 'n hoofpriester kon eenmal 'n jaar daar durf ingang. En had nog met 'n tou ook vasgemaak, sy dood neerslaan en sleep hulle hom uit. Maar nou kan hy hier staan as hulle hom sou kry, en jy kan maar hom vat. Want ons het 'n getroue hoofpriester wat eenmal ingegaan het, en met sy bloed betaal het, voor God. Hoe awesome is dit nie? Dis uniek.
terwyl hy soveel uitnemender geword, hy het meer geword as die engele, na mate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê, U is my seun, vandag het ek U gegenereer, en weer, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees, en wanneer hy weer die eerstgeborene in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. En net daar is dit so ryk, vers 3, afskynsel van sy heerlikheid is Johannes 1 vers 14, en die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, sê Johannes, 'n heerlikheid soos van die enige gebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Vers 5 is 'n aanhaling uit die Ou Testament, U is my seun, Psalm 2 vers 7, ek wil vertel van die besluit, die Here het aan my gesê, U is my seun. Jy sien, ons moet ons Bybel ken. Die skrywer wat ek dink Paulus is, haal mos heeltyd skrifte uit die Ou Testament uit as hy gepreek het. Want hy was 'n fariseer van fariseërs, hy het sy Bybel geken, hoor. En net in Hebreërs 1 kan ek en jy vir 'n lang tydperk vassit, want hy haal Ou Testament aan. Daai ouens het daai tyd, toe hy by die Hebreërs kom, hy het nie 'n Johannes gehad en 'n Matteus en 'n Lukas nie, hy het net die Ou Testament gehad. Hulle moes uit die Ou Testament uit mense na die Here toe lei. Nou praat hy met Jode wat glo hulle moet in 'n tempel dien. Hy kan nie reguit na God toe gaan nie. Hy moet deur die priesters werk om by God uit te kom. En net die priesters kan met al hulle rituele sy sondes betaal. Dis hoekom die Jode 'n probleem het vir 2000 jaar al. Hulle wil net daai offers bring, want niks kan instaan vir hulle sonde nie. Maar ek en jy het 'n getroue hoëpriester wat deur die hemele gegaan het. Hy het betaal klaar. Ek mag nie en ek kan nie deur mense na God toe gaan nie. Ek kan nie. Ek kan jou help om in die doopbad in te klim. Ek kan jou help in 'n gebed as jy nie weet hoe om te bid nie. But that's about the size of it. Verder kan ek vir jou niks doen nie. Ek kan jou nie red nie. Net die Here kan jou red. Net die Here kan jou red. Nou kom vertel jy vir my al jou sonde, sê ek, jy's vergewe. Soms so met 'n houdingkie, so met 'n vingertjie. Halalalata. Wonder wat jy daai graad gekry. Jy moet 'n ruggraat hê om dit te kan doen voor God, hoor. Want jy gaan met daai vingertjie voor God staan. Dan moet jy 'n ruggraat hê, want dan gaan hy vir jou vra, en was my bloed nie genoeg nie? Moes jy dit doen? Nee, soos hierdie verbondsmaal vandag gaan gebruik, omdat hy dit gedoen het 2000 jaar terug. Dis hoekom. Vers 5, ek sal vir hom 'n vader wees, 2 Samuel 7:14 wat hy aanhaal. So gaan ons aan, Hebreërs 1 vers 7, en van die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak, en van sy dienaars 4 vlamme, maar van die seun, U troon, o God, is tot in alle ewigheid, die scepter van die koninkryk is 'n regverdige scepter. Hy gaan die nasies regeer met 'n scepter, ons het dit Vrydag weer geleer toe ons daai kerk gedoen het. Met 'n scepter. Hoor dit sê, hulle sal vergaan, maar U bly, en hulle sal almal soos 'n kleed verslyt, en soos 'n mantel sal U hulle toerol, en hulle sal verander word, maar U is dieselfde, en U jare het geen einde nie. Is dit nie mooi nie? God bly dieselfde. Hy kan nie verander nie. Alles wat jy sien gaan verander. Tot die hemele gaan verander. Hy gaan dit oprol. Nou waar is die suiderkruis? Gone. Gone. Hy gaan alles oordoen. Vir ons. Alles gaan verander. Maar hy verander nie. As jy niks onthou nie, weet net een ding. Jy kan op hom vertrou, hy is stabiel. Die wêreld verander, priesters, dominees, pastore verander, stel jou te leer, alles, maar hy bly dieselfde. Hy is die anker van jou siel, soos daai Harvest liedjie gaan. He's the anchor of my soul. Ek kan nie ophou om na daai liedjie te luister nie, want hy is die anker. Ek onderwerp my aan hom, Jakobus 4 vers 7. As ek aan hom geonderwerp is, kan ek alles weerstaan. Ek vat vrees. Dan sê ek, Here, vergewe my, ek vat vrees, want U het my nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar krag, liefde en selfbeheers. Here, vergewe my, ek het vrees gevat. Ek kom, onderwerp my weer aan hom. Ek staan by hom. Alles kan verander. Ek kan net in die oggend, as ek stiltyd uit sy woord oopmaak en sê, dankie tog,
tussen al hierdie pressure, stress, whatever, is U dieselfde. Dankie tog. En vandag oor 100 jaar maak in elk geval niks meer saak wat jy nou deurgaan nie. Maar dan gaan jy nog steeds lewe, maar nou nie soos jy nou lewe nie. Ons moet kyk na the greater schemes of things. Ons is so gesentreer op nou. Nou, gou. Help nou. Ek weet nie, ek gaan nie die grappie maak nie. Eerder nou stil bly en aangaan met Hebreërs. Ek wou nou 'n grappie maak, maar ek kan al sien my vrou ooghaar maak so. Wat gaan hy nou sê? Jo? Vers 7, boodskappers, gaan kyk daar, Psalm 104 vers 4. Who maketh his angels spirits, his ministers a flaming fire. Jos, die engele is, hulle is heavy goed. Maar sê die engel, is nie Jesus nie. Is nie Jesus nie. Selfs toe Johannes by die engel se voete wil val, sê die engel vir hom, hey, jy moet dit nie doen nie. Ek is maar net soos jy 'n dienaar, Choppa. Maar nou het mense, angels, en ons maak engelbeeltjies, en hierdie engel met die swaard. Jesus kom op 'n donkie, en hy's beter as 'n engel. Hy's tawer as 'n engel. Hy het die engele gemaak. Party mense maak meer staat op hulle engele as op Jesus. Kan ek dit in maar reguit sê? Dan wat sin? Kyk, die engele gaan my seker enig vasvat as ek nou nie helemaal sê. Hoor, jy kon al 'n bietjie beter van ons gepraat het. Maar ek moet vir jou sê, nee, Jesus is die een. Asseblief. Vers 8, U troon, Psalm 45 vers 7. Ek weet, 10 is nou dag Psalm 45 gebruik. U troon, o God, is vir ewig en altyd, die scepter van die koning. So Paulus, die skrywer van Hebreërs, haal heeltyd skrif aan en sê vir jou, hierdie God is awesome. In konteks, 2000 jaar terug, hoor die Jode dit. Want die Fariseërs het ook in hierdie engele geglo en al hierdie goed en hulle het dit 'n groot ding gemaak. En nou kom hierdie skrywer en sê, nee, wipe it aside. Daar was 'n man, sy naam is Jesus Christus. Hy het al hierdie goed oortref. Imagine that. Dink nou net 'n bietjie terug. Sien nou maar jy was nou 'n Jood 2000 jaar terug. Jy hoor hierdie vir die eerste keer. Al jou generasies van Moses af, aanbid in die tempel. En hier kom 'n brief en sê, hierdie is 'n spurkerk, ons moet daai kan handle, né? En al hierdie goed sê vir jou, wat julle die afgelope 2000 jaar doen, of 1000 jaar, beteken niks. Daai staf. Ek dink aan Jode het so geklink. Jy kan dit nie sê nie. Jy mag dit nie sê nie. Ons is ons plek nie. Hulle was ongelukkig hoor, dat daai nou 'n profeties wees. Want as mense het vandag nog so aangaan, jy kan dit nie sê van my kerk nie. Priester Johnson is so 'n goeie man, hy's 'n goeie man, maar hy's net 'n man. Hy's net 'n man. Vers 9, gesalf, nie gesalg nie. Dis weer my Latyn sit inskop hierso. Né? Daarso, dis my die mooiste Jesaja 61. Ek gaan nie meer klaar maak, ons gaan nie baie tyd hê verder nie. Maar as jy al 'n bietjie opgewonde oor die boek Hebreërs, en ek spring nou net weg. Toe hy in Lukas 4 kom hy, hulle gee vir hom in die sinagoge die boekrol, die Bybel, van daai sinagoge. En hy maak hom oop, nie by Lukas nie, want daar was nog nie Lukas. Hy maak hom oop by Jesaja 61. En hy sê vir hulle, nadat hy het gelees het, sê hy, hierdie het in julle ore in vervulling gekom nou. Toe wil hom van die berg afgooi. Hoor wat sê, die gees van die Here is op my, omdat hy my, net vir hom, gesalf het, om die evangelie, wat die evangelie? Die evangelie van die koninkryk, aan die armes te bring, nie die ouens op die straathoeke nie, arm van gees, wat geen gees, as jy nie die gees van God het nie, is jy brandarm. Jy's armer as die armste mens wat daar is. Ek bring die gees aan die armes. Hy het my gestuur om die wat stikkend, wie se harte stikkend is, gesond te maak.
om aan die gevangenes, nie in C-Max nie, gevangenes in hulle eie huise, in hulle eie koppe. Jy sit daar, gaan nou daai pistool uit die kluis uithaal. Ek gaan myself nou blaas. Dis 'n gevangene in 'n leuen. Skanse opgehef teen die kennis van God, sê 2 Korintiërs 10 vers 3, dis gedagtes, is nie gevangene geneem nie. Jy het vrot gedagtes, almal het jou hele lewe lank vir jou gesê, so watch out, jy gaan nêrens kom nie. Jy's in 'n tronk. Jy's in 'n tronk. Jy glo leuns en die Satan is lekker, gesê, gee vir my gedagte. Gegee, en dat sommer die juffrou vir hom sê, hoor jy sy broodjie wat hy vir die juffrou wou gegee, is nie lekker nie, slegte broodjie. Tot die juffrou is nie lief vir jou. Almal verwerp jou. As ek 'n country liedjies, jy moet nie, oor die jong, van die country liedjies is gevaarlik hoor. It's got catchy tunes, but the words will kill you. I'm a loser. Jy kan dit nooit sing nie. Jy mag dit nie sing nie. Jy's nie 'n loser nie. Jy kan nie daai sing nie. Jy sê ek was groot country hoor. Ek het myself gesing in depressie in. Gelukkig vir die brandewyn en coke het my weer teruggebring. Maar jy sing jouself aan die agtergrond in. Jy kan dit nie sing nie. Alright. En so gaan hy aan. In vryheid weg te stuur om die aangename jaar van die Here aan te kondig en hy maak dit toe. Hy sê dis hoekom ek gekom het. Om almal te kom losmaak. Is dit nie awesome nie, te kruisig hom. Nee, ons wil vas wees. Ons wil vas wees in 'n tempel. Ons wil vas wees om, hulle sê, dit was so rof vir daai hoofpriesters. Hulle sê daai hoofpriesters moes eintlik blokmanne gewees het. Jy geweet, teoloë sê dit. Hulle was blokmanne. Hulle moes diere uitmekaar uitkap, hulle ingewande skoonmaak voordat geoffer. Daai ouens het meer met bloed gewerk as iets anders. Ons wil eerder dit doen, tot nou toe, voordat ons die genade vat. Dis bad, hoor. Vandag 2000 jaar later besef ons nie wat dit was om in 'n tempel te aanbid daai tyd nie. Jy wou nie, maar daai ouens wou, hy staan teen daai muur vandag nog. As hy net vir die muur kan bid. Ek dink as ons gaan agterkom waar die tempel regtig gestaan het, dink ek verkeer as ons hierdie kant gestaan het. Trane en sweet vir 2000. Oor is die verkeerde klip. Ja, ek spot nou, maar dis regtig, hierdie ouens is taaf hoor. Die Here het ons losgemaak van goed. Nou ek gaan eindig, ek moet hierdie invul lees. Ek dink ek het nog 20 minute. Ek spot, ek het net 8. Hoor gou hierdie ene. O, daar's 'n engel. Dis die naaste wat moenie Google a picture of an angel in fire. Dis alles so new age, nee, hierdie engele. Pas op. Dis heavy goed, hoor. Nou is jy daar aanbid jy engel. Wat is wat die mense doen? Maar okay, dis nie die naaste wat ek kom angels like flaming fires. Dis nou die naaste wat ek kom. Alright. En watter een van die engele het hy ooit gesê, sit aan my regterhand totdat ek vyande gemaak het 'n voetbank van die voete. Vers 14. Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beerwe nie? Vers 13, Psalm 110 vers 1. Sit aan my regterhand totdat ek u vyande maak 'n voetbank vir u voete. Daar haal hy weer 'n Psalm aan. Maar hoor wat sê die Passion Translation van die laaste vers. Wat is die doel van engele? Hoor wat sê hy sê dit die mooiste. What role then, okay, skrywer, ons hoor nou wat jy sê. God het, Jesus is die een. Maar wat doen engele dan nou? Wat is die job van 'n engel? Alright, kom ons hoor. What role then do the angels have? The angels are spirit messengers sent by God, sent by who? Mag ons hulle send? Nee, ons mag hulle nie send nie, hoor. Here stuur 'n engel vir o Jappie, wat daar syp voor die kasteel. Nee, jy kan dit nie doen nie. Jy kan vir God vra, om hy cruiser op die pad te hou. Alright, jy kan nie dit self doen nie. Okay. The angels are spirit messengers sent by God to serve those who are going to be saved. So jou ongeredde boeties en sissies, Here asseblief, help hulle
En God sal besluit hoe hy hulle gaan help. Hy sal dalk engele uitstuur om hulle te help en hulle te beskerm totdat hulle nou op die pad is. Maar daarna ontvang jy die Here Jesus Christus en hy kom bly binne in jou. Die grote God, aan hom al die eer, kom bly binne in my. Nou hoekom sal jy in jou lewe wil bid dat 'n engel jou nou moet help? As God in jou kom bly. God kom bly binne in jou. God kom by ons bly. In jou bly, moet ons die woorde verander. En as God in jou bly, en jy hoor 'n lawaai daar buitekant, o Here, mag jy engele 'n ring van vir, hey, God is binne in jou. Here, behoed en bewaar daai mense daar buite asseblief. Teen die lewende God wat binne in my bly. Dis die boldness waarmee Paulus geloop het. Ek meen, dis net as jy dit weet, wat jy in 'n stad soos Efese kan inloop. En vir die ouens aan te sê daar, hoorie, kom aan bid julle Diana. Daai ouens staan daar, daai toordokters, daai hekse, daai witches dans daar, en dan stap hy tussenin en sê, waar is julle mee besig? Kom maar vertel julle van die regte God. Met daai boldness kon hy daar instap, want hy het geweet God is binne in hom. God is binne in hom. Hulle sê, Doubting Thomas, weet julle hoe is hy dood? As jy nou die boek lees, How the Disciples Died, is nou nie in die Bybel nie, so dat jy kan dit nie altyd vir waarheid vat nie, maar hier is my mooie. Hulle sê, hy is Indië in. Indië, waar die curry vandaan kom. Indië, as jy nou wil vinnig doodgaan, gaan verkondig Jesus in Indië, hoor. Ons moet bid vir die pastore daar, want hulle sterf. Hulle word doodgemaak. Kyk, die manne kry al klaar die nagmare. Thomas gaan daarin. Hy kom by 'n rivier. En hierdie toordokters, hierdie hoofpriesters van een of ander Brahmaan God, en ek het dit nou gesien met my eie oë toe ek afry Bellito toe ek by Millies of een van daai plekke stop om 'n paai te koop. Weet jy wat was die ergste vir my? Ek gaan gooi diesel. En ek vra vir hulle, kry maar net vir my koeldrankie. Daai manne kom terug met sulke paais. Ek sê, waar is myne? Jy het nie gevra nie. Ek het gesorg toe ek terug by die Windmills. Julle moet daar paais koop, hoor. Windmills, julle hoor. Toe stop ek vir my vir so 'n paai. Maar in elk geval, net na Windmills, as jy so afry, is dit een of ander Indiese bees, is amper soos Brahman of wat ook al, nee, is daar 'n Brahman God gesig teen die berg uitgekerf. Wat in jou lewe wil jy so iets doen in 'n boereland? Is verskriklik, hoor. Maar in elk geval, Thomas stap in en daai ouens wat Brahma aanbid, gooi dit so in die lug. Want kyk jy, die religie is so sterk in Indië, hulle sterf soos vlee van die honger, dan stap 'n styk verby hulle, 'n bees, 'n T-bone. Dan mag hulle hom nie eet nie. Dis wat godsdienst aan jou doen, hè? Die T-bone, ek ryk hom al braai, maar jy mag hom nie eet nie. Want is dalk ouma grootjie. Ja, hulle glo in reïnkarnasie. Hulle doen. Jy mag nie eens 'n kakkerlak doodtrap nie, want dan is dit dalk ouma grootjie. Ek wonder of ouma grootjie 'n kakkerlak was. Maar in elk geval, hierdie ouens staan daar, en as die son so opkom, dan gooi hulle die water in die lug, en as die lug so deur die water kom, dan bid hulle, bid hulle daar. En Thomas sê vir hulle, hey, waarmee is julle besig? We are making curry and all. Nee, maar hulle sê toe, hulle sê toe, nee, ons aanbid ons God. Hy sê, kan ek vir julle die regte God wys? En hy stap in die water in. En hy sê, Here Jesus Christus, in U alle eer, en hy gooi die waterlig, toe staan die water stil. En hy bedien onder hulle vir 3-4 jaar, tot hulle nou genoeg gehad het van hom, te steek hulle met spiese dood. Die regte God, is Jesus Christus. Hy is die enigste God. Mag ons dit onthou, soos ons nou die nagmaal gaan gebruik. Gee ons aan hom al die eer. En ek wil hê julle met die boldness hê, om in die troonkamer in te gaan, want hy sê ons moet uit hemelse plekke saam met hom heers, en die pennie moet drop met dit, hoor. Jy is in hom, en hy is in jou, gaan lees Johannes 17. En jy stap saam met God, grote God, sy gees in jou, awesomeness. En as ons van nou, gaan vir ons die nagmaal uitdeel asseblief julle. As ons nou daai broodjie gaan breek, dan vra ons vir die Here om hierdie vir ons te kom oopbreek.
Dis net die Here wat hierdie vir ons kan oopbreek. Nou is daar baie in godsdiens wat vir jou sê, jy mag nie nagmaal gebruik, as daar nog hierdie in jou hart is, of daai in jou hart is, en jy moet dan reeds nagmaal gebruik. En vir die Here sê, Here vergewe my dat ek so harde kwas, dat ek nie my tande kan vergewe nie, of wat ook al. Jy moet dit dan nou reeds gebruik. Hierdie is gemaak vir mense, vir ek en jy. Jesus het in die kruis gesterf vir ons, omdat ons reeds so sondig is. Al is jy weergebore, al is jy gewas met die bloed, dankie tog, die bloed was jou nie net een keer, hy was jou die hele tyd. Dis sanctification, dis heiligmaking proses. En eendag as jy jou oë toemaak en jy stap deur die poorte, dan is jy geglorified, dan gaan daar nou niks meer met jou gebeur nie. Maar terwyl jy hierdie kant van die ewigheid is, behind the enemy lines, gaan die vyand jou aanval, jy gaan nie goed genoeg voel nie, jy gaan voel ek het gister dit nou weer gedoen en dat gedoen, nadat jy weer gebore is. Of is almal heilig? Het almal, niemand iets verkeerd gedoen die naweek nie. Ek dink amper ek was daar. Ek spot. Vra my vrou nie, ek het my so vererg gister, maar ek, Here vergewe my. Vergewe my. Here help my meer soos U te wees. Dankie dat U liggaam vir my gebreek is aan die kruis. Sy liggaam. En dankie dat U bloed my skoon was tot die dag wat ek doodgaan en ek maak aanspraak op hierdie bloed om my te reinig en my skoon te was. Weet jy wat, as die vyand na jou kyk, sien hy net die bloed. Hy kan niks sien van jou goeters, hè. Maar dan moet jy oop kaarte met die Here speel. Here, dankie. Ek wil nou sommer bid en ek seën hierdie broodjie en ek seën hierdie sap. As jy het nou klaar gebruik, is okay, is geseën hoor. Ek sien dis 'n paar wat hom al gevat het. Maar moenie worry nie. Moenie, ek doen dit ook altyd verkeerd, jy ouens. Wanneer hou die ou nou op? Dan gebruik ek dit, hoorie. Vir elke persoon wat hier sit met 'n siekte of met 'n krankheid, dankie Here dat U liggaam gebreek is vir ons siektes. Kom ons sê. Here, dankie dat U bloed, Here, daar is van ons wat sukkel met goed, sukkel met sonde, sukkel met goed wat ons in bondage hou. Ons bid dat hierdie bloed ons sal kom reinig maak en rein maak soos wat U is. Ek bid dit in Jesus naam. Vader, ek wil die naam loof en ek wil die naam prys. Mag U die naprediker wees van hierdie woord. Mag U vir ons die woord kom oopbreek soos nog nooit van tevore nie. Here, ons eer U naam. Dankie dat U ons getroue hoëpriester is. Daar's net een priester en sy naam is Jesus Christus. Here, mag ons dit weet. Mag ons ander mense nie judge en condemn wat dit nie weet nie, maar mag ons hulle voorstel aan hierdie hoëpriester. Dis net hierdie kan U oopbreek vir ons, Vader. Ek het dit nie geweet nie. Ek het dit nooit, niemand het ooit in my lewe vir my geleer nie. Niemand het ooit vir my geleer nie, iets vir my kom wys. Die dag toe U my kom vat. Johannes 6:44, niemand kan by U uitkom tensy U nie daai persoon trek nie. Here, ek kan niemand soontoe trek nie. Here, maar ek bid dat die openbaring van U troonkamer en dat ons uit hemelse plekke uit saam met U moet heers, dat U daai openbaring aan elkeen van ons gee. Vir ons kinders, so klein as wat hulle is. Ons eer U naam. Dankie vir die gemeente, dankie vir die kerk. Dankie Here dat U hierdie kerk bou. Dankie dat U ons baie gelyk maak. Here, ek bid vir al die ander gemeentes, daar waar ons gister saam met die ander pastore geëet het, van ander gemeentes. Here, seën hulle gemeentes, seën hulle kerke, seën hulle gemeentelede, seën hierdie dorp. Vader, mag ons Carleton wil aan U opdra, hierdie omgewing. Ons bid vir good government hier in die regering. Dankie dat U dit sal doen. Ons loof U naam en ons prys U naam. Dankie vir genesing vir ons wonde, vir ons seer, fisiese genesing, vir rug wat seer is, voete wat seer is, ore, tande, kopsere.
enige dergelike siekte, ek sê vir jou, die Here bestraf jou, Satan, jou gees van krankheid, gaan weg. Die bloed van Jesus, die liggaam van Jesus, genees ons. En jy aanklaar dat mense in hulle gedagtes aankla en sê hulle is nie goed genoeg nie, die Here bestraf jou. Los hulle uit, in die naam van Jesus. Dankie Jesus, dankie dat U ons priester is, dankie dat U vir ons in die kruis gesterf het. Ek bid dit in die naam van Jesus, al hierdie goed. Amen en amen en amen. Behold the Alpha and Omega, beginning and the end. In Him we will never thirst again. Ruach ve'ah